aangeraak te word, om die stem te hoor, u woord te lees, deur die Gees gevoed te word. Here, ons wil vanoggend ook aan u die lof en die eer bring en die dank vir die jaar wat verby is. Elke Sondag wat ons die voorreg gehad het om in die teenwoordigheid te wees as u kinders. Ja, Here, waar ons saam in hierdie jaar vreugdes kon deel, uitdagings beleef het, waar ons ook hier rondom 'n reeks toegerus is, groei beleef het, nuwe geloofsgewoontes aangeleer het, wat ook ons verhouding met u in hierdie jaar nie net gevoed het nie, Here, maar laat groei het. Maar dan moet ons ook sê, Here, aan die einde van hierdie jaar, as ons terugkyk, het ons dit nie altyd reg gekry om u wil te doen nie, om u te volg, die spore wat u vir ons gelaat het nie. Dankie, Here, dat u genade in hierdie jaar elke dag vir ons genoeg was, vars en nuut. Vanoggend, Here, as ons saam terugkyk na die jaar, laat ons ook deur u Gees die herinneringe kan na vore bring van u trou, u nabyheid, u saamstap met ons in die jaar 2025. Seën vanoggend, Here, ons saam wees. Open ons harte vir u woord. Kom vul ons, Here, met u lig, dat ons met geloof en liefde saam hierdie jaar kan groet. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Van worsteling na berusting, 'n ou naam vir 'n ou jaar. Ons gaan hierdie Sondag en volgende Sondag stil staan by Jakob en ietsie uit sy lewe deel, wat ook vir my en jou in die proses om 'n jaar te kan groet, maar ook 'n nuwe jaar te kan verwelkom, om dit in die Here se teenwoordigheid te beleef. As ons dink aan die proses van 'n tikmasjien tot 'n rekenaar, waar dit vandag was dit 'n lang pad. En soms as 'n ou terugkyk en die jaar wat verby is, oor reflekteer, dit in oënskou neem, dan sê ons vir onsself, "Sjoe, hierdie was 'n lang jaar. Hierdie was 'n moeilike jaar." Om 31 Januarie te gaan slaap en 31 Desember te gaan slaap en 1 Januarie op te staan in 'n nuwe jaar, is nie iets wat oornag gebeur nie. Dis ook 'n proses waaraan ek en jy deel het. Wat ons vandag wil begin, en die paar dae wat oorbly, wil ek jou uitnooi om hierdie proses klaar te maak. Want ons moet iets agterlaat om dit wat voor lê te kan omarm en ons eie te maak. Ek dink die beste wat ek ooit aan 'n voorbeeld kon dink eentyds met 'n kinderdiens, daar was 'n tyd toe die banke die dubbeldeur gehad het. So jy staan by die buitenste deur, die liggie is groen, jy maak hom oop, maar voor jy hom nie los en hy heeltemal toe gaan nie, sal die tweede deur se groen liggie nie aangaan nie. Maar die oomblik as jy los en hy swaai toe agter jou, dan gaan hierdie groen liggie aan en ek kan hierdie deur oopmaak. En iets daarvan wil ons vandag ook begin as ons saam kyk na 'n stukkie uit Jakob se lewe. Dat ek en jy kan sê, ons is nou klaar met die jaar 2025. En ja, daar's dinge wat ek dalk kan en nie sal wil nie, maar gaan saamdra, wat ek vir myself moet sê, dis tyd om te los. Daar's dinge wat ek nou net moet agterlaat, sodat ek met vrymoedigheid vorentoe kan kyk en die deur wat voor my lê kan oopmaak. As ons dit vir mekaar sê, ons het Advent begin en vir mekaar gesê, in hierdie tyd van die jaar sê ons ook op die Christelike kalender, dis 5 voor 12.
Vir 2025 is dit vandag 5:45. Die jaar het uitgeloop. Daar is nie meer nuwe planne wat beraam kan word en tyd om dit uit te voer nie. Die jaar 25 het uitgeloop om nuwe herinneringe saam met ander te maak om te koester. Die jaar het uitgeloop dat ek en jy op 'n hoopie moet sit en top en wonder oor dit wat skeef geloop het in die wêreld, in my eie lewe, in ons gemeenskap, wat ook al, oor die verval van ons infrastruktuur. Die tyd daarvoor het uitgeloop. En ja, die tyd om die jaar verby te wens, het nou uitgeloop. Hoe hartseer is dit nie dat ek en jy onsself baie keer in die wens moment ervaar nie. As my kinders klein is, dan wens ek, hulle kom uit die doeke. Dan wens ek, hulle kom uit in die kleuterskool. Dan wens ek, dis tyd vir laerskool. Dan wens ek, dis nou hoërskool. En as hulle uit die huis uit is, dan wens ek, hulle is weer in graad 1. Dis die ding van wens. Dis 'n onvergenoeglike proses. En aan die einde van die dag baat dit ons niks nie. En ja, ek dink 'n laaste ding wat ons vir mekaar moet sê, die tyd om spyt te wees is ook nou verby. Dit het uitgeloop. Dis alles dinge wat ek moet agterlaat as ek hierdie deur van 2025 toemaak en sê, Here, ek is gereed vir 2026. Ons tema vanoggend, subtema van worsteling na berusting. Wanneer dra ek iets oor? Wanneer bly iets by my? Wanneer jaag dit my, jaar in en jaar uit? Wanneer ek nie berusting gevind het nie. Wat is berusting? Om vrede te maak ten spyte van. Om vrede te maak met wat ek nie kan verander nie. Om vrede te maak dat dit verby is en ek dit nooit kan oorkry of oordoen nie. Dis berusting. En daar's baie fasette in 'n jaar, as ek terugkyk, wat in my wrevel bring, wat ek sê, sjoe. Maar as ek nie op die punt kan kom om vrede te maak en dit agter te laat nie, word dit bagasie wat 1 Januarie saam met my wakker word en saam met my tree vir tree daardie jaar gee. Wat lees ons in Genesis 28 van Jakob? Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. So ek wil vra, ons het min kinders vanoggend hier, maar as daar 'n kind wat vir my gou kan kom help met iets. Is daar iemand wat my gou kan kom help? Ek hardloop uit opsies uit. Amaike, gaan jy gou vir oomie nie kom help. Kom ek wys jou, dis nie moeilik nie. Jy sien wat is hierso. Dis Jakob se bedjie. Daar op die grond is so 'n seiltjie en hy het sommer 'n klip gebruik as kussing. So as jy sal net hierso kom lê met jou koppie op die klip, net saggies sit, kom ek sit hier by jou. Dat jy nie jou kop seermaak nie. Sit bietjie jou sê ek hou hom daar so saggies en al wat hy gehad het was sy jas en hy het dit oor hom gegooi. En toe het hy geslaap. Nou dink jy dis maklik om so te slaap? Is die kussing hard? Hy is baie hard. Maar dankie dat jy my kom help het. Hoor, daar sy. Iets daarvan. Ja, kom ons gee haar lekker hande klap. Iets daarvan lees ons raak in hierdie gebeure. Die feit dat hy so moeg was, dat hy sy kop op 'n klip lê en aan die slaap raak, Spreekboekdele. Die feit dat hy so diep kon slaap, dat hy kon droom, sê vir ons iets anders. En dan die droom wat hy God beleef, wat God in persoon met hom kon praat. Hier het 'n stukkie, kom ons sê, goddelike ontmoeting plaasgevind. Ek dink op 'n oomblik in sy lewe, wat hy moedeloos was. Wat is die agtergrond?
Ons weet dat hy vir Esau, wat sy tweelingbroer was, met geboorte aan die haakskeen vasgehou het. Deel van sy naam, Jakob. Maar toe het hy en sy ma 'n plan beraam. Toe dit daardie leeftyd ouderdom word wat Jakob sy seun vir die oudste seun moes gee om die geslagslyn voor te sit. Abraham, Isak, dit moes wees Abraham, Isak en Esau. En vandag het ons dit Abraham, Isak en Jakob. Hy het hom gesteel, die seun. Hy en sy ma het vir pa mislei en nadat hy die seun uitgespreek het, was dit te laat. En toe om daai transaksie af te handel, toe Esau doodmoeg uit die veld uitkom, staan daar 'n pot lensiesop wat Jakob voorberei het. Hy het geweet dis Esau se sagte plekkie en hy ruil hom in sy honger. Sê hy, gee my jou eersgebore reg en ek gee jou die pot lensiesop. Toe moes hy vlug en in sy vlug land hy hier op hierdie klip. En die volgende gebeur. Skielik het die Here daar by hom gestaan en met hom gepraat. Jakob, ek is die Here, die God van jou oupa Abraham en jou pa Isak. Op die grond waarop jy nou lê en slaap, sal ek eendag vir jou en jou nageslag gee. Vir 'n oomblik hou dit net vas. Hy is op 'n baie slegte plek. Hy's besig om te vlug, want Esau het sy mes ingehaat vir hom na wat gebeur het. Nou sê die Here vir hom, die grond waarop jy nou lê, jou broer se domein, jy sal terugkom, ek sal dit vir jou gee. Ek dink die laaste ding wat 'n ou wil hoor, as jy jouself op 'n plek bevind, waar dit baie moeilik gaan, waar baie van ons onsself aan die einde van 2025 beleef, is dat die Here sê, maar hierdie stuk grond kan ook vir jou weer iets goeds inhou. Onthou een ding, Jakob, ek is by jou, ek gaan saam met jou waar jy ook al gaan. Eendag sal ek jou weer na hierdie plek in hierdie land terugbring. Ek sal jou nie los, voordat ek al my beloftes aan jou waargemaak het nie. Ek kan my net indink wat hy beleef het in sy hart. Ek is besig om te vlug. My pa het gesê, gaan na jou ma se broer toe, maar jy moet wegkom. Hier gaan dinge vir jou sleg eindig. Wat wag vir my? Dis die vreemde. Ek het hulle my hele lewe nog nooit gesien, of ontmoet het nie. 'n vreemde land, vreemde mense. En hier kom die Here en hy sê vir hom, waarin jy op pad is, jy sal nie een tree alleen gee. Ek sal altyd by jou wees. Ek sal altyd met jou wees. Maak nie saak wat die omstandighede nie. Ek sal jou nie los voordat ek al my beloftes aan jou waargemaak het nie. Jakob het wakker geskrik en verdwaas om hom rond gekyk. Hy sê toe, die Here is op hierdie plek. Hy bly hier en ek het nie eens dit geweet nie. Daardie bewuswording, as jy die Here se teenwoordigheid beleef, dat dit op die onmoontlikste plek is. Op die plek van jou swaar kry, op die plek van jou seer, op die plek van jou moeilik wees en ervaar, dat dit ook 'n domein is wat aan die Here behoort. Dat jy kan sê, hierdie is die Here se plek, en ek het dit nie eers geweet nie. Jakob het die naam van die plek verander, dit het voorheen bekend gestaan as Lus, hy het dit verander na Bet-El, wat beteken, huis van God, die plek waar God teenwoordig is. So het sy verlede se reis begin. Dat die Here vir hom gesê het, ten spyte van die feit dat jy is waar jy is, dat jy gedoen het wat jy gedoen het, wil ek vir jou hoop gee, maar ook 'n verwagting. Hoop, ek is saam met jou. Verwagting, ek sal jou terugbring, jy sal eendag weer wees waar jy nou is. So ons kan sê, Jakob se ou jaar was vol. My en jou jaar, 2025, was baie vol. Hy wou daarvan wegkom. Ek dink daar's min van ons wat vanoggend nie sê,
kan ons nie net van hierdie jaar af wegkom nie. En ja, dit was 'n moeilike jaar op 'n ander vlak. 'n Jaar van seer in boeties en sissies se lewens. Siekte, verlies, ongelukke, dood. Hier in Desember, asof dit geëskaleer het. Ons almal deel in die soektog na Rikus. Ons het almal bewus geword van oud ringskollega Henny. Een ongeluk wat 3 kleinkinders en 'n skoonseun neem. Kankerdiagnoses hier in Desember vernietigend. So ja, moeilike jaar. Hy, die derde aartsvader, het nie daar gekom op sy voortreffelikhede nie. Die Here het hom nie uit hierdie geslagslyn uit verwyder en gesê, dis Esau se plek en hy sal hier wees. Nee. Ten spyte van wat hy en sy ma gedoen het die Here dit geëer. Hy is die derde aartsvader, oupa Abraham, pa Isak en nou hy, Jakob. Seën hom met 12 seuns, word die 12 stamme van Israel, die volk van die Here. Ja, en hy het 1 dogter. Maar hy moes vlug. En daar in die vreemde gebeur dieselfde. Aanvanklik 'n goeie verhouding, maar sy verhouding met Laban versuur. En so mate dat hy op 'n punt kom wat hy moet besef, hier moet ek weg. Kom ons gee nog 'n tree terug. 1 Januarie 2025 was vir my en jou ook soos vir hom 'n nuwe begin. Ons het vir mekaar gesê, hier lê die jaar voor ons, is nie idee wat wag nie, maar 2025 is hier. Maar ek en jy het 'n bril gehad waarmee ons 2025 moes lees. Dieselfde bril waarmee ons 2026 sal moet lees, wat ons volgende week meer oor sal sê. Maar as ek en jy terugkyk na die jaar wat verby is, en al hierdie dinge wat ons beleef het, en wat ons met mekaar gedeel het, as ons dit in perspektief wil sien, kan ons nie anders as om dit deur die bril te lees nie. Onthou een ding, sit jou naam daarin. Ek is by jou in 2025. Ek gaan saam met jou waar jy ook al gaan. Ek sal jou nie los voordat ek al my beloftes aan jou waar gemaak het nie. Ek en jy het 1 Januarie 2025 wakker geword en ons het gesê, hierdie is die Here se plek. Rodepoort, Wilrou Park, Helderkruin, Afdrieoord, maak nie saak waar nie. Waar kan jy wakker geword het, was die Here se plek, met sy belofte. En ek en jy, het dit in hierdie jaar nie altyd besef, en in herinnering geroep en geëer nie. Weereens vers 19, sit jou naam daarin. Ons het die naam van ons plek, ons omstandighede, waar dit ook al mag wees, waar ek en jy hierdie swaar kry momente beleef het, verander na Bethel toe. Huis van God, waar hy teenwoordig is, waar hy saam met ons leef, waar hy saam met ons reis. So ja, ek en jy het 'n paar dae oor van hierdie jaar waar ons 'n paar dinge sekerlik wil uitklaar vir onsself. Die worsteling wat ons nou gaan lees, wat Jakob gehad het, daai worsteling afhandel voordat jy in 'n nuwe seisoen ingaan. Ons kan nie 2026 ingaan as ons nie klaargemaak het met dit waarmee ons worstel in 2025 nie. Ons kan nie die worsteling in die teenwoordigheid van die Here hanteer as ons dit nie lees met die bril wat hy vir ons gegee het, sy beloftes wat vas staan nie. Ek het nou weer 2 nodig, ek het julle 2 nodig, kan julle gou vir my kom help? Nou ons gaan lees van Jakob se worsteling, en hy het met die Here gestoei, vir 'n hele nag lank. So ek wil net vra dat julle weerskante van hierdie staan, en dan julle arms reg sit vir 'n armdruk. Nou ek weet dis baie onregverdig, jy het nie 'n kans teen sussie nie. Maar goed, wanneer begewe jy jouself in 'n worstelstryd?
wanneer daar 'n beloning op die spel is. Wanneer ek sê, die wenner van hierdie armdruk gaan 2 tekste kry. Dan word dit die moeite werd, dan sit jy alles in. So het Jakob ook, hy het 'n uitkoms, 'n verwagting gehad, hoekom hy daai nag met die Here gestoei het. Maar dankie vir julle twee dat julle bereid was, dis gelyk op, julle het hard probeer, maar ons waardeer, kom ons gee hulle lekker hande klap. Ek dink volgende Sondag moet ek maar 'n senior moment hê en nie 'n kindermoment nie. Goed. So, ons lees van Jakob se worstelstryd. Genesis 32. Die nag het hy opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur die Jabok drif gegaan. Nadat hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het laat deurgaan. So, ons het die lang geskiedenis gelees van hoe hy en Laban rondom vee en sy opbou van sy eie kudde ook met mekaar maar in stryd was en hoe Laban vir hom ook niks anders as ondermyn het nie. Maar tog, die dag toe hy besef ek moet teruggaan na my land, teruggaan na Kanaan, die Here se belofte staan vas, dit gaan gebeur, was hy nie 'n arm man nie. Hy het ongelooflik baie vee gehad. Nou kom hy by die Jabok rivier, aan die ander kant van die Jabok rivier is die beloofde land waarheen hy terugkeer. Ook die land waar sy broer steeds woon, en in 'n sekere sin in sy gedagtewêreld vir hom wag. Daardie aand doen hy 'n ding. Hy vat sy gesin deur. Hy vat sy slawe deur, sy slavinne. Hy vat alles wat hy het, lewende hawe en sy besittings. Maar hy keer terug. Hy voel homself nie gereed om 'n eerste nag te spandeer in die beloofde land nie, en ons gaan agterkom hoekom nie. Hy het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan sodat dit uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. So hy het 'n hele nag geworstel met die Here, waar hy 'n nag met die Here spandeer het in 'n droom, waar die Here aan hom 'n belofte kom gee het, is hy op pad terug na die beloofde land. Maar voor hy die volgende dag hierdie land betree, wou die Here seker maak, dat hy wat Jakob is, gaan hierdie nuwe beloofde land tegemoet, sonder die bagasie wat hy saamdra. Soos ek en jy ook die bagasie van 2025 moet agterlaat. Ons gaan volgende week die detail daarvan bespreek, waar Jakob dan 'n nuwe naam kry, 'n nuwe verwagting en 'n nuwe identiteit. Maar wat gebeur hier? Jakob besef, ek kan nie met dit wat ek saam met my dra, my bagasie, kan ek nie hierdie land binne gaan nie. En hy het net een persoon met wie hy sy worstelstryd kan deel. En dis die les vir my en jou ook vanoggend. Dit wat op ons pad gekom het in hierdie jaar, wat vir ons moeilik is, wat vir ons seer is, wat vir ons vernietigend is, ons kan dit net met die Here deurtrap. Ons kan net met hom worstel daaroor. En baie verstaan hierdie gedeelte verkeerd, dat hy wat Jakob is, as mens dit reg gekry het om vir God in 'n stoeigeveg te oorwin, inderdaad nie. Wat het gebeur? Die Here het aangehou en aangehou, en in die proses, sy deursettingsvermoë, sy volharding het na vore gekom, dat hy wil klaarmaak met wat was, dat hy nie verder Jakob die bedrieër wil wees nie, dat hy nie verder die een wil wees, wat ander aan die hakskeen gryp nie. Maar hy was nie reg om 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit te ontvang in die beloofde land, as hy nie eers vir Jakob die bedrieër, die hakskeen-gryper, kon agterlaat nie. En daarom het hy die hele nag met die Here gestoei. Die Here het dit laat aanhou, dat Jakob
op die punt kon kom om te sê, dis nou klaar. En toe die Here besef, daai punt is daar, het hy hom 'n letsel laat opdoen. Dis die ander ding, wat so waar is van die lewe. Ja, die letsels gaan saam met ons. Maar anders as 'n wond is nie genees nie, 'n letsel het genees. 'n Letsel is 'n teken van genade, van genesing, van seën. So die res van sy lewe het hy mank geloop. Maar dit was 'n daaglikse herinnering, ek het met die Here gestoei, ek het dit agtergelaat, dis verby, ek het volhard. En die Here se genade was genoeg. Ek het vasgehou aan sy beloftes, hy het dit waargemaak. Dieselfde beloftes geld vir die nuwe seisoen in die beloofde land, anderkant die Jabokrivier. En toe die Here vir hom gesê, los my, die dag breek. Los my, die nuwe seisoen is hier. Los my, 1 Januarie 2026 is hier. Ons het klaargemaak met wat was. Ons is reg om te betree wat kom. As jy vanoggend hierdie gedeelte gelees het, jy dink terug oor die jaar wat verby is, dit wat met jou gebeur het, of dit verlies was op enige manier, of dit hartseer was, of dit enige manier, of dit net gewoon omstandighede is wat net moeiliker en moeiliker word om deur te sien, of dit jou lewensmaat is wat net sieker en sieker word, maak nie saak wat dit was nie. Daardie worsteling moet ons afsluit in teenwoordigheid van die Here, om die nuwe te betree, en die letsels dra ons met ons saam. Omstandighede gaan nie verander nie. Ons gaan volgende week met mekaar deel, as my identiteit verander, het ek 'n ander vermoë om die omstandighede te hanteer. Want sommige omstandighede sal nie verander nie. Ja, Jakob se dade het hom ingehaal, en hy moes dit agterlaat. Soms is ek en jy in situasies en posisies, wat geensins te doen het met iets wat ons self voor verantwoordelik was nie. Dit is gewoon ook so. Ja, Jakob het baie dinge gedoen, veral rondom Esau, wat nie reg was nie. Maar saam met Laban was hy aan die ontvangkant. Saam met Laban het hy gedoen wat reg is. As hy commit het om 7 jaar vir 'n dogter te werk, het hy. As hy dan die verkeerde dogter gekry het, het hy weer 7 jaar gewerk, om die dogter te kry, die liefde van sy hart. As dit kom by die vee, en daar's reëls gemaak oor hoe ons dit gaan doen, dan het hy sy alles gegee, dan is hy ingeloop, maar dan het hy net weer oorbegin. So ja, daar was tye wat hy blootgestel was aan dinge wat nie sy toedoen was nie. So ook ek en jy, as ons terugkyk na die jaar, daar is dalk dinge wat ons kan sê, weet jy wat, dit was my eie toedoen. Ek was self verantwoordelik, die outeur hiervan. Maar daar is ook baie ander dinge wat ek kan sê, maar ek is geensins aandadig in wat gebeur het nie. Dit het oor my pad gekom en ek het dit nie verdien nie, soos wat Jakob ook gevoel het. Maar dan kan ek en jy vandag saam met Jakob sê, Here, en ek wil in 'n laaste worstelstryd met U dit nou agterlaat. Maak my vry, maak my skoon daarvan. Kom gee my 'n identiteit vir 2026, wat U vir my wil gee. In daardie tyd, naamsverandering was 'n groot ding. Hy het daardie plek se naam verander om te sê, dis hier waar God woon, is hier waar hy teenwoordig is, so sal hy ook hier, sal ons volgende keer lees, die naam gee vir hierdie plek waar hy God ontmoet het. Dis 'n geloofsgewoonte wat ek en jy kan begin. Dat ons daardie momente, soos terugkyk na die jaar, waar ons die Here regtig ontmoet het, of dit langs 'n siekbed was, of waar ook al, dat ons kan sê, maar daardie heilige ontmoeting wil ek 'n naam gee, dit moet inhoud kry, ek wil dit altyd met my saamdra.
En as ek dit wil koppel aan iets, die klip wat ek vanoggend gebring het, is nie net 'n klip nie, dis 'n klip wat vir my baie beteken. Van so 'n heilige moment in my lewe, waar ek 'n ontmoeting met die Here gehad het. En die klip sal my altyd daaraan herinner. Sal altyd vir my kosbaar wees. Vir 'n ander is dit 'n klip, maar ek het hom 'n naam gegee. Hy het 'n betekenis. Jakob besef dat hy nie sonder die letsels die beloofde land sal binnegaan nie. Maar dit is vir hom nou 'n simbool van genade en seën. Soms is die moeilikste ervarings, soms is die slegste ervarings, die grootste seer in die Here se hand ook 'n instrument waar ons sy genade beleef. Hy is nie die outeur daarvan nie. Maar soos hy die bril gegee het vir my en jou om 2025 te lees, hy's altyd by ons, hy's altyd met ons, hy laat ons nooit alleen nie. Selfs in daai oomblikke wat ek en jy dalk in hierdie jaar soveel keer beleef het. Niemand kan my en jou stryd vir ons stry nie. Jakob moes teruggaan, hy moes die familie en dinge agterlaat en gaan afhandel wat hy moes doen met die Here. Om met die Here te worstel is 'n 1-tot-1 saak en 'n persoonlike saak. Niemand kan dit namens my doen nie. En dan moet ek wag op die Here se stem, dat hy sê, los nou. Die dag is besig om te breek. Dis nou klaar. Dis nou afgehandel. En hy het 'n ander manier van afhandel. As die proses geloop is, in Johannes 1, as jy regtig om nader moet opregte berou, so ver as die ooste verwyderd van die weste, sê die psalmdigter. As hy klaar maak, is hy klaar. Ek en jy as mense die geneigtheid om terug te gaan en terug te gaan. Die Here gaan nie terug nie. As hy aanstap, stap hy aan, dan is dit verby. As hy ons vergewe het, het hy ons vergewe. Help, ek gaan met die rekenaar asseblief julle. Asai. So gebruik 'n paar oomblikke terwyl jy sommer so sit. Dink aan die jaar wat verby is. Dink aan die groot vraag, kan jy sê ek het berusting, ek het vrede gemaak met 2025? Dis nie so maklik nie. Het jy vrede gemaak voor jy 2026 binnegaan? Ek is nog nie daar nie. Maar ons het 'n paar dae oor. Hy het volhard wat Jakob is. Hy het nie opgegee nie. Die maklikste is om weg te stap. Maklikste is om te sê, daai goed wat ek nie wil hanteer nie, ek gaan dit nie nou hanteer nie. En ek staan 1 Januarie op en ek maak asof niks gebeur het nie. Die verrassing is, ek staan nie alleen op nie. Dit sal terugkom en terugkom en terugkom. Ons gaan volgende week sien, wat was die uitkoms van sy worstelstryd met die Here. Die 2 tekste was die uitkoms. Dis wat ons wou bereik, deur 'n armdruk. Wat wou hy bereik met sy worstelstryd met die Here? Hoe het hy gesien sal sy berusting verwoord word? Ons gaan dit volgende week lees. Hy het gesê, ek sal jou laat gaan as jy my seën. Kan nie sonder die seën van die Here nie. En om die jaar te laat gaan, is om te sê, Here, ek aanvaar u seën. Ek aanvaar die belofte, wat u vir my 1 Januarie gegee het, 2025. Jy sal geen tree van hierdie jaar alleen gee nie. Ek sal dit saam met jou gee. Dis die uitkoms, want dis 'n worstelstryd in geloof. En dis die voorreg wat ek en jy as kinders het van die Here.
As dit kom by dood, sê Paulus, ons treur anders, omdat ons weet. As dit kom by jaarwisseling, ons gaan die nuwe jaar tegemoet, omdat ons weet. Die ou jaar is afgehandel, die beloftes van God staan vas, ek neem dit saam met my die nuwe jaar in. Los van die bagasie van 'n jaar, wat vir ons op baie terreine lam gelê het. Maar dis 'n worstelstryd wat net ek en jy persoonlik kan doen. Dis 'n seën wat net ek en jy van die Here kan afeis. Kom ons vertrou hom dat hy voor ons mekaar weer sien in die nuwe jaar. Vir my en jou sal lei op daai pad waar ons sy stem hoor wat hy sê dis nou klaar. Jy kan los. Die dag breek, die nuwe jaar is hier. En op my en jou smeking, Here, ek doen dit as U my seën, dat hy vir my en jou dit sal doen soos hy dit vir Jakob gedoen het, hom geseën het. Here, ons dankie vir die voorreg om saam met U elke tree te gee. Ja, Here, dis maklik om die mooi paaie saam met U te stap, maar dis moeilik, Here, as ons nie verstaan waarom die moeilike dele nie. Here, as ons nie kan begryp waarom kanker nie. Here, hoekom 4 gesinslede in 1 ongeluk? Here, hoekom 'n jong seun laat wegraak in die see? Ja, Here, ons het baie vrae. Maar soos Paulus, Here, vir die vanoggend vir ons kom sê, my genade vir jou is genoeg. Antwoorde gaan ons nie altyd kry nie. Maar ons kan vashou dat hierdie plek, hierdie seer, hierdie moeilikheid ook 'n stuk grond is wat bekend staan as die huis van die Here, waar sy teenwoordigheid steeds is. En ja, Here, na sy worstelstryd met U, het hy die plek kniel genoem. Ek het die aangesig van God beleef. En sy genade was groot. Ek het nie gesterf in sy teenwoordigheid nie. Here, wil U vir ons die ou jaar laat waar hy hoort. En in die plek van ons worsteling met 2025, bring vir ons 'n berusting. En gee dat ons die dag sien breek. En dat ons U seën wat U vir ons gee, ons eie sal maak.